was lifeless on the ground now. The sky was red as blood along the blade of night. As the Sabbath fell, they shrouded him in linen. They dressed him like a wound. The rich men and the women, they laid him in the tomb. 6 days shall you labor, the 7th is the Lord's, and 6 he made the earth and all the heavens, but he rested on the 7th. God rested. He said that it was finished, and the 7th day he blessed it. God rested. So they laid their hopes away. They buried all the dreams about the kingdom he proclaimed, and they sealed them in the grave. As a holy silence fell on all Jerusalem, but the Pharisees were restless. Pilate had no peace. And Peter's heart was reckless. And Mary couldn't sleep. But God rested. "6 days shall you labor, the 7th is the Lord's, and 6 he made the earth and all the heavens, but he rested on the 7th. God rested. He worked till it was finished, and the 7th day he blessed it. He said that it was good, and the 7th day he blessed it. God rested. Sun went down, the Sabbath faded, the holy day was done, and all creation waited. Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van u. Wie's volgende besoekers? Wie kuier hier by ons van elders af? Steek net jou hande op. Het ons sien? Dis 'n klomp. 'n Klompie mense hier voor ook in die saal. Klomp in die sysaal. Baie welkom vir al die besoekers, vakansiegangers. Ons is altyd in skoolvakansie, so jaloers op julle want julle is op vakansie, ons is by die werk. Ek het gedink as jy by die see bly, gaan jy elke dag see toe, maar toe is dit nie so nie. Maar baie welkom. Ons eie lidmate, elkeen wat hier is. Dankie vir julle wat help stoele uitpak. Ons waardeer dit. En mag dit vir elkeen van ons volgende geseënde dag wees. Die klokke lui en ons gaan net nou luister na 'n gedig wat Isak de Villiers geskryf het oor die klokke wat op Paasondag anders lui. Anders as al die ander dae. Maar vriende, wat 'n voorreg om hier saam te wees. Volgende net weer 'n groot dankie vir almal wat betrokke was by die stasies van die kruis eintlik van 'n week terug af, maar ons het dit maandag tot woensdag gehad. Hier was regtig baie mense. Michiel het Vrydag die briefies hier gehad, die gebede wat mense vir die Here geskryf het. Dit is so kosbaar, so baie mense wat beleef het hoe die Here hulle aanraak en dit is so fantasties om dit te sien.
Dis so wonderlik om hier met mekaar te wees op opstandingssondag. Ek lees vanoggend vroeg 'n dingetjie, 'n boek het geskryf is, maar net 'n groot speurder wat ingegaan het altyd om eintlik sake uit die verlede te bewys en of dit iemand skuldig of onskuldig is, of dit waar of vals is. En hy was 'n ateïs. Ek lees vanoggend net daai kort opsommingkie hoe dat hy na die kruisverhaal kyk en na die opstanding en hoe dat hy tot geloof kom. En hy sê dat in so 'n groot groep mense wat iemand gevolg het, 12 disippels en die vroue en die mense van daai tyd, as daai groepie nie na die tyd uit mekaar uitval en klomp van hulle draai teen Jesus nie, dan is dit absolute bewys dat hy die regte een was. Vriende, en ons gaan vanoggend later ook kyk daarna, en daarom vanoggend in ons harte geen twyfel dat die Here Jesus opgestaan het uit die dood. En ek en my seun, ons is baie verstandelik, kognitief ingestel en al ewig moet ons onsself herinner dat ons verstand en dit wat ons nie kan verstaan nie, is nie die maatstaf vir wat die werklikheid is nie. God is groter as hierdie klein verstandjie van my. En daarom is dit, as ek vanoggend sê dat Jesus het opgestaan uit die dood, dan is dit vanoggend 'n geloofsbelijdenis, iets wat ek glo op grond daarvan dat die woord dit vir my sê. En ek wil julle vanoggend groet soos die vroeë kerk mekaar gegroet het, en ek wil sê, Jesus het opgestaan, en dan wil ek hê dat julle julle regterhand in die lug sit en sê, Jesus het werklik opgestaan. Gemeente, ek groet julle, Jesus het opgestaan. Wat 'n groot voorreg vanoggend om dit te sê. Ek steek vir ons die kers aan. Verreese Heiland, die kerkklokke lui vanoggend anders. Hulle is paasklokke. Hulle lui oor die vallei, hulle lui oor die stad, hulle lui oor die wêreld. Die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Saam met Christene oor die wêreld, al u kinders, wil ek aanbid, oorwinnaar. Saam met die klokke wil ek juig oor die wonder van 'n graf en 'n tuin wat oopgegaan het om nooit weer toe te gaan nie. Daar is 'n pad getrap deur die dal van die dood. U het dit getrap. U het bloedspore getrap. Die pad gaan deur die dood na die ewige lewe. Ek gaan die pad volg as U my roep. Ek het saam met U opgestaan, Here Jesus. Hier midde in my hart is dit alreeds anders. Ek was met U in aanraking. U het my aangeraak. Ek sal nooit sterf nie, want U leef. U leef. Ek juig oor U, Here Jesus. Ek juig saam met paasklokke. Ek juig in die môre oor 'n nuwe môre, wanneer die klokke nie sal ophou nie, wat sal môre bly en nooit sal antwoord nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dis vir ons volgens so groot voorreg om hier saam te wees op hierdie beste dag van die jaar, die dag waarop ons hier bymekaar kom om te vier dat U opgestaan het uit die dood. Here, met ons verstand kan ons dit nie verstaan nie. Ons kan nie verstaan hoe dat iemand wat dood is weer kan lewe nie. Ons kan nie verstaan hoe dat 'n liggaam wat sy hart ophou klop het en waarvan die bloed uitgeloop het, weer lewend kan wees nie. En daarom kom ons nie vanoggend met ons verstaan nie, Here. Ons kom vanoggend met 'n geloofsbelijdenis. En ons sê soos daai kinderliedjie sê, al kan ek hom nie sien nie, tog weet ek dis waar, omdat ek God se liefde in my lewe ervaar. Here, ons hou vanoggend vas aan die belydenis van die disippels, aan die belydenis van die vroue, aan die belydenis van die vroeë kerk, aan die belydenis wat ons by ons eie ouers en grootouers geleer het, dat Jesus opgestaan het uit die dood, en dat U leef in alle ewigheid. En daarom wil ons vanoggend uitroep, Jesus het opgestaan. Ja, Jesus het werklik opgestaan. Amen. Ek lees vir ons uit Matteus 28, ek lees die boodskap se vertaling vanoggend. Die sondagoggend vroeg, net toe dit begin lig word, is Maria Magdalena en die ander Maria af graf toe. Hulle was net by die graf toe die aarde skielik begin bewe. Verskrik kyk hulle op en sien 'n engel van die Here uit die hemel na hulle toe kom. Hy rol tot die groot klip voor die graf weg en gaan sit daarop. Toe die wagte hom sien, het hulle byna doodgeskrik. Soos iemand wat flou word, slaan hulle neer, veral toe hulle die engel se gesig sien. Dit het gelyk of haar weerligstrale uitkom. So het dit gestraal. Sy klere was skitterend blind. Die engel praat toe met die vroue. Moenie vir my bang wees nie. Ek weet julle soek vir Jesus
die een wat hulle gekruisig het. En hier is die mooiste woorde, hy is nie meer hier nie. Hy het mos self gesê hy gaan opgewek word. Presies, dit het gebeur. Maar staan nader, kom kyk self na die plek waar hy gelê het. As jy dit klaar gekyk het, maak so gou as wat jy kan en gaan vertel vir sy disippels dat hy uit die dood opgewek is. Sê vir hulle, hy is op pad na Galilea toe. Julle almal moet hom daar gaan kry. Dit is my boodskap aan julle. Die vroue het nie op hulle laat wag nie. Hulle hardloop toe so vinnig as wat hulle kon huis toe om vir die disippels te gaan vertel. Van skrik het hulle bene nog maar gebewe. Hulle harte het van pure blydskap vinnig geklop. Terwyl hulle afsit huis toe, kom hulle skielik vir Jesus self teë. Daar het hy gestaan en hy sê vir hulle, goeiemôre. Die vroue was totaal uit die veld uitgeslaan. Hulle het voor Jesus neergeval en sy voete vasgegryp. Woorde van aanbidding het oor hulle lippe gestroom. Jesus sê vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, ek sal hulle in Galilea kry. Vriende, kom ons staan en ons sing 3 opstandingsliedere waar ons juig oor die opstanding.
Vriende, ons gaan die Here dien met ons dankoffers. Kom ons sê vir die Here dankie sommer net dat hy ons Here is. Op Golgotha het Jesus al ons skuld gedra. Daar aan die kruis het hy die prys betaal. Van God verlaat het hy die diepste smart ervaar. En duisternis gehang daar aan die kruis. Op Golgotha is ons van skulde bevry. Die lam van God het in ons plek gelei. Met doringkroon deur bespot van God verlaat, roep hy dit uit, my Vader, dis volbring. En in die graf is Jesus Christus neergelê, maar uit die graf het hy weer opgestaan. Hy leef, oorwinnaar oor die dood en hel. Halleluja, ons Here leef, halleluja. So, dis aangrypend, né? Jesus het opgestaan uit die dood. Vriende, so 'n klompie jare terug het iemand 'n baie mooi lied geskryf, as gaan dit nou ook sing, en die lied se naam was The Lord of the Dance, en dis opgevoer, en oral het mense dit gesing, en dis een van die liedjies wat vir mense help om op 'n uitbundige manier te vertel wat Jesus opgestaan het, en hoe anders kan mens meer uitbundig wees as wanneer jy dans. Dit was vir die Jode die teken van vreugde, is hulle het gedans. En iemand het dit soos vol vertaal, ek lees vir hulle die vertaling, en daarna gaan ons staan en ons gaan hierdie lied gaan ons opgewonde sing oor die Here se pad saam met ons. My dans kom van ver uit die vroegste tyd. Ek dans met die maan en die sterre wyd en suid. Ek daal uit die hemel na die aarde neer. In Bethlehem se stal het ek gedebuteer. Ek dans vir die slimmes en die fariseërs. Hulle wou nie dansers wees. Toe dans ek vir die vissers en hulle gaan akkoord. Hulle volg my bly en die dans gaan voort. Ek dans op die Sabbat met 'n lam man saam. Die vrome sê ek het te ver gegaan. Hulle gryp my, stroop my van kleed en nerf. Laat my daar aan 'n kruishout sterf. Ek dans op 'n Vrydag en die wêreld word swart. Die dans word swaar en die dansers raak verward. Hulle lê my weg, hulle dink dit is verby. Maar ek is die dans en ek bly hulle lei. Hulle lê my neer, maar die aarde beef. Ek is die weg, die waarheid, ek leef. Ek leef in jou, as jy leef in my. Ek sal jou pil in die dans begelei. Dans, dans, dan ook waar jy ook al bly. Ek is die Heer van die dans, sê hy. Ek lei julle almal, hoe dit ook al sê, en ek lei julle almal in die dans, sê hy. Kom ons staan en ons sing hierdie mooi lied, opgewonde vir die Here.
Vriende, ek lees uit Johannes 20 vers 26 tot 28. Omtrent 'n week later was Jesus se getrouste vriende weer almal bymekaar. Hierdie keer was Thomas ook daar. Hulle het weer seker gemaak dat al die deure gesluit was. Skielik was Jesus weer daar by hulle. Net soos die vorige keer groet hy hulle en hy sê vir hulle vrede vir julle. Hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger, kyk na my hande, kom sit jou hand hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig ek is nie. Thomas, aanvaar dit. Oorweldig, sê Thomas, my Here en my God. Vriende, dis vandag ook ons geloofsbelijdenis, my Here en my God. Ons sal saam met Corneel sing, as hy gaan die verse sing en dan met die refreine sing, ons as gemeente, jubel is dit uit en sê, hy leef, hy het opgestaan. Die steen is weggerol, Maria staan en ween. Sy vra, waar is sy heen? Die engel sê hy is die Heer. Hy leef, hy leef. Hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef. Hy leef, hy het opgestaan. Die offer is gebring. Hy het die dood oorwin. Daarom herdenk ons weer die opstanding van onze Heer. Hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, Jesus is sy naam, en hy gaan ons kom haal, sodat die kinders saam kan deel hê aan die bruilofsmaal. Hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan. Vriende, ons sluit ons sang af met 'n aanbiddingslied wat ons elkeen vir die Here kom sê. En dis my eie geloofsbelijdenis. U is Heer, U regeer, U kom weer. Is
Vriende, wat 'n voorreg om so baie mense saam te wees van reg oor die land en om saam vandag te kom en ons het een ding in gemeen, ten minste, en dit is ons glo in die opgestane Here. Is dit nie 'n voorreg nie? Kom ons vra die Here se seën. O Here, is ons so verskriklike voorreg om saam te wees met mense van oral af. En Here, vandag is ons hier bymekaar en oral in kerke, in verskillende kerke is mense bymekaar met hierdie belydenis op hulle lippe. Christus het werklik opgestaan. Here, U het die dood oorwin. U leef, U leef. Ons wil dit uitjubel. Ons wil hierdie lied oor en oor sing. Here, vanoggend vroeg het Anton hulle dit in die begrafplaas gesing en hulle het gesê, U is Heer, U leef, U leef. En vandag doen ons dit in die kerkgebou. En as ons hier uitgaan vandag, wil ons dit op elke terrein van ons lewe gaan sê, U leef, U leef. Ons wil dit sê wanneer ons hier nuus kyk. Ons wil dit sê, Here, wanneer daar moeilike dinge in ons lewe is. Ons wil dit sê wanneer ons langs 'n hospitaalbed sit by iemand, wil ons sê, U leef. U is 'n lewende God. Here, ons kom vandag as U kinders en ons kom buig net voor U en ons wil net vir U groot maak. Ons vra, Here, dat U met ons sal praat deur U woord en as ons nou die woord lees, dat U dit sal oopbreek vir elkeen van ons. En dat die Heilige Gees wat hier tussen ons is en binne in ons is en met ons werk, ook in elkeen van ons se harte en verstand sal werk, sodat ons vandag sal huis toe gaan met 'n boodskap in ons harte van U leef, U leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan vandag saam lees uit Openbaring 1 vers 1 tot 6. Dis die eerste paar verse van die boek Openbaring. Openbaring 1 vers 1 tot 6. Ek lees vandag uit die 2020 vertaling. Daar sal hier en daar 'n woordjies anders klink, dit is omdat ek uit die vertaling lees. Hier volg 'n openbaring deur Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat binnekort moet gebeur. Hy het dit aan sy diensknegt Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat hy gestuur het. Dit is hy wat getuig van die woord van God en die getuienis deur Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van hierdie profesie hoor en vashou wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood, en die heersers oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief het en deur sy bloed ons van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader, aan hom die heerlikheid en die sterkte vir ewig en vir ewig. Amen. Ek lees dit so ver, mag die Here sy woord seën in elkeen van ons harte, en dat ons vandag ook, terwyl ons dit so lees en oordink, ietsie sal hoor wat ons dalk in die verlede nie raak gehoor het nie. Vriende, ons tema vandag is, waar is Jesus? Of as ons nou baie, miskien wil dit baie meer persoonlik maak, is om te sê, waar is jou Jesus? En daarmee bedoel ek nie, daar is verskillende Jesusse nie, daar is net een Jesus. Maar ek vra vandag die vraag, waar is hoe lyk jou prentjie van Jesus wat jy aanbid? Waar is jou Jesus? Nou gewoonlik op hierdie dag wat ons so saam is, lees ons nie eintlik uit Openbaring nie. Dit is eintlik baie snaaks om op 'n dag soos hierdie te lees uit Openbaring. Ons lees gewoonlik aan die einde van die evangelies uit Matteus of Markus of Lukas of Johannes of dalk selfs nog 'n stukkie uit Handelinge. Of ons lees een van die tekste wat Paulus geskryf het, wat hy gesê het dat Jesus het opgestaan uit die dood en uit die magte oorwin. En daarom vandag miskien 'n bietjie vreemd om op Opstandingssondag te lees uit die boek Openbaring. Die boek Openbaring is vir baie mense 'n skrikwekkende boek. Dis 'n boek wat vir baie mense eintlik so 'n bietjie bang maak, want dit gaan oor die eindtyd. En mense sê partykeer, 'n vrou sê eendag vir my, sy sê, ek lees die Openbaring nie, want dis sulke diere en drake en die duiwel en allerlei goeters. Ek wil nie dit lees nie, dit ontstel my net as ek dit lees. En as jy verder lees, dan raak dit nog erger, dis 'n poel van vuur, en dis pla, en dis perde, en dis diere met baie koppe.
En so kyk jy na Openbaring partykeer en jy raak so half bang vir hierdie boek en jy dink hier's een of ander verskriklike ding in die boek Openbaring. En elke keer wanneer daar iets in die wêreld gebeur, dan kom die doemprofete uit en dan wys hulle waar hierdie verskriklike goeters voorspel is in die boek Openbaring. En dan is hulle weer stil vir 'n tydjie wanneer dit verby is. Maar weet julle, Openbaring is nie geskryf om vir die mense van daai tyd bang te maak nie. Openbaring is nie 'n boek wat geskryf is sodat die Christene van daai tyd moet sê, "Sjoe, ons is nou so bang vir die toekoms as gevolg van alles wat hierin staan nie." Die boek Openbaring is 'n boek van hoop. Dis 'n boek wat vir mense van daai tyd moes hoop gee. As ouens plat teen die grond was en bang was en hulle wêreld is te mekaar en hulle lees Openbaring, dan moes hulle sommer weer moed gekry het vir die lewe. Dis hoe die boek Openbaring bedoel is. Nou kom ons kyk vandag bietjie na hierdie gedeelte wat ons gelees het. Vriende, as ons hierdie gedeelte lees in Openbaring, dan moet ons heel eers vir mekaar sê dat Openbaring is waarskynlik geskryf deur Johannes, die disipel van die Here. Ons weet dis deur Johannes geskryf, dit staan in Openbaring self, maar wat hy Johannes het, staan nie daar nie. Maar ons lei af en ons is redelik seker dat dit geskryf is deur Johannes, die disipel van die Here. Nou Johannes, die disipel van die Here, julle sal onthou, sy pa was Zebedeus. Toe Jesus die disippels geroep het, het hy daar by die meer gekom en daar was 'n pa Zebedeus en hy het 2 seuns gehad, Johannes en Jakobus, en hulle was besig om saam met hulle pa die nette reg te maak. En toe roep Jesus vir Johannes en vir Jakobus en hy sê, "Kom saam met my, ek gaan vir julle vissers van mense maak." Hierdie Johannes was saam met sy broer Jakobus, was hulle bynaam gewees, die seuns van die donder, waarskynlik omdat Zebedeus so 'n moeilike mens was en miskien omdat Johannes en Jakobus ook in die begin dalk 'n bietjie moeilik was. Maar ons lees dat die evangelies vertel dat hierdie Johannes wat geskryf het, hierdie disipel van die Here was die geliefde disipel van die Here. As hy van homself praat, dan sê hy, ek is die disipel vir wie Jesus so lief was. Dis sy beskrywing van homself, né? Hy gebruik nooit sy eie naam nie. Hy sê dis die disipel vir wie Jesus so lief was. Johannes was deel van daai binnekringetjie van Jesus. Daar was 3 disipels wat eintlik so binnekringetjie binne in die disipelgroep. En dit was Petrus, Johannes en Jakobus. En baie keer het Jesus die ander disipels gelos en dan vat hy hierdie 3 nog verder saam met hom. Byvoorbeeld daar met die verheerliking op die berg, daar gaan hulle 3 saam met hom. So Johannes is daar by Jesus as Elia hulle verskyn op die berg. Daai aand in Getsemane het Jesus vir die disipels gesê hulle moet hier bly en toe vat hy 3 disipels bietjie verder saam, Johannes, Jakobus en Petrus, né? En hulle gaan saam met Jesus dieper in die tuin in en dis hulle wat kan hoor hoe Jesus bid terwyl hy besig is om met sy Vader te praat. Dit is hierdie selfde Johannes wat toe Jesus gekruisig is, toe was daar 4 vroue by die kruis en Johannes. Dis al van die disipels wat daar was. Johannes is saam met hierdie 4 vrouens by die kruis. Dis vir Johannes wat hy sê, Johannes, daar's jou ma, en vir Maria sê hy, Maria, mamma, daar's jou seun. Julle moet kyk na mekaar, julle is nou 'n familie. En hierdie Johannes, hierdie disipel van die Here het 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf. Hy skryf die evangelie van Johannes, die 4de boek. Hy skryf die briewe van Johannes wat net voor Openbaring is en dan skryf hy die Openbaringbrief wat hierdie groot Openbaring bevat. Johannes het vir 3 jaar het hy saam met Jesus geloop. Op daai stadium toe Jesus op die aarde was, Johannes was die jongste disipel. Hy word in die skilderye altyd baie jonk geteken. Hulle teken hom ook as iemand wat eintlik nog nie manlik was nie. Hy word so half vroulik uitgebeeld omdat hy nog jonk was. Hier tussen 20 en 30 jaar oud toe hy Jesus se disipel was. En nou wanneer Johannes Openbaring skryf, is Johannes naaste by 93, 95 jaar oud. Ek weet nie presies nie, maar plus minus dit. En as hy nou hierdie Openbaring skryf, dan sit hy op die eiland Patmos. Hy's verban na die eiland Patmos. Jesus het 60 jaar gelede opgevaar na die hemel. Vriende, dis 'n lang tyd. 60 jaar gelede het Jesus daar by die berg gestaan en gesê, ek kom gou weer. Hy het opgevaar en hy's weg. 60 jaar en hy het nog nie teruggekom nie. Intussen het die disippels in alle rigtings gespat. Hulle het met as gevolg van die vervolgings het hulle oor die wêreld versprei en oral die evangelie gaan verkondig. Maar hierdie Johannes se eie boetie Jakobus is 50 jaar gelede onthoof. 'n Paar jaar nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Sy eie boetie is onthoof. 30 jaar gelede, terwyl hy op Patmos sit, 30 jaar gelede is Petrus
onderste bo gekruisig deur keiser Nero. 'n Paar jaar terug is Petrus se broer Andreas gekruisig aan 'n ekskruis. Thomas is 22 jaar gelede in Indië met 'n swaard doodgemaak. Vriende, dis die prentjie van Johannes as hy op Patmos sit. Al sy buddies, die disippels wat saam met hom geroep is, wat daai dag daarby was, hulle is almal doodgemaak. Johannes en Maria het in Jerusalem gebly vir 'n rukkie en van daar af is hulle na Efese toe. Een van die kerkvaders vertel vir ons dat Maria is 11 jaar nadat Jesus opgevaar het na die hemel, is sy ma Maria oorlede. Hippolytus vertel dit vir ons. Met ander woorde, Johannes sit hierso, die ma wat Jesus vir hom gegee het, na wie hy moet kyk, is ook al oorlede. Sy vriende is oorlede, mede-disippels is oorlede, mense is doodgemaak. In die tussentyd, 30 jaar gelede is Jerusalem verwoes. 30 jaar gelede is die tempel verwoes. 35 jaar gelede is Rome afgebrand. Vriende, dit het rof gegaan in daai tyd. Dit het letterlik gelyk of die hel los is in daai stadium wat Johannes geleef het. En dan is die groot vraag is, wat het van Jesus geword? Dis die groot vraag terwyl hy daar op hierdie eiland Patmos sit. Ek bedoel, die wêreld is so stikkend. Waar is Jesus? Jesus het gesê, ek kom gou, waar is hy? Toe hulle saam met Jesus op die aarde was, het Jesus gesê, ek is 'n koning van 'n ander koninkryk. Hierdie koninkryk is nie van hier nie, maar hierdie koninkryk is van 'n ander plek. Waar is hierdie koninkryk nou? Waar is Jesus, wat die koning is van hierdie koninkryk? Waar is Jesus wat gesê het, ek kom gou na julle toe? Is dit hoekom Jesus gesê het, ek stuur julle soos skape tussen die wolwe in? Is dit hoekom Jesus dalk gesê het, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar byt vas? Vriende, en dis die situasie as hy daar op die eiland Patmos sit en hierdie brief skryf. Want die Openbaring is 'n brief aan die gemeentes. Terwyl hy op hierdie eiland sit, dan gebeur daar iets met Johannes. Hy sien 'n gesig. Daar's iets wat aan hom bekend gemaak word. Dit staan so duidelik daarso dat Johannes, dit staan dat Jesus self het dit aan Johannes bekend gemaak. Johannes was maar net die ontvanger, hy's maar net die getuie daarvan. Hy sit op hierdie eiland en hy kry iets wat hy moet gaan vertel. En as hy op die eiland Patmos sit, dan is die groot ding wat hy sien hoe dat die Here Jesus self aan hom verskyn. Hierdie Jesus wat nou al 60 jaar gelede opgevaar het na die hemel. Skielik sien hy so duidelik hierdie prentjie van Jesus wat aan hom verskyn. Hierdie prentjie van Jesus wat aan die regterhand van God die Vader sit. En Johannes kan nie ander nie, as hy hierdie briefie skryf vir die gemeente van daai tyd, en hierdie gemeente skryf swaar, dan begin hy hierdie briefie en hy sê, genade en vrede vir julle. Vriende, in so 'n stikkende wêreld kom hy met hierdie twee woorde en hy sê, genade en vrede vir julle. En as die gemeente wil vra, maar hoe kan jy dit sê? Dan sê hy, en hierdie genade en vrede kom na julle toe van hom wat was en wat is en wat sal wees. Dit is interessant dat as hy hierdie woorde sê, hom wat was en wat is en wat sal wees, dan gaan dit eintlik terug na Eksodus 3 vers 14 toe. Toe Moses vir die Here gevra het, Here, wie is U? Toe sê die Here, ek is wat ek is. Ek is vir altyd dieselfde. Ek is vir altyd daar. En nou sit hierdie selfde God wat aan hom verskyn, die ene wat is en wat was en wat kom en wat vir altyd daar sal wees. En hy sê vir die gemeente, dis dieselfde God oor alle jare wat vir my sê om vir julle te sê genade en vrede vir julle. Hy is die verbondsgod, hy is Jahwe, hy is die ene wat nog steeds sorg. In die tweede plek sê hy genade en vrede vir julle van die 7 geeste voor sy troon. Die getal 7 is in Openbaring altyd 'n getal wat dui op die volheid. 6 is die mense getal, 7 is God se getal. En as hy sê die 7 geeste voor sy troon, dan wil hy sê dat die Heilige Gees is in sy volheid daar. En die Heilige Gees in sy volheid voor die troon van God sê vir julle genade en vrede vir julle elkeen. Vriende, en ek wil dit vandag vir julle sê. Maar dan kom hy by die derde ene en hy sê genade en vrede van Jesus Christus. Jesus is 60 jaar weg. 65 jaar. En hier ontmoet Johannes hom weer op Patmos en hy kom na die gemeente toe en hy sê genade en vrede vir julle van Jesus Christus. En nou noem hy 3 goeters van Jesus Christus. Hy sê dat Jesus is die geloofwaardige getuie. 'n Geloofwaardige getuie is iemand wat die waarheid praat, iemand wat die ware prentjie vertel.
Met ander woorde wat hy vir die gemeente in daai tyd sê, hy sê dat hierdie Jesus wat opgevaar het 65 jaar gelede, dit wat hy vir ons kom sê het oor God, dit wat hy kom wys het oor God, dit staan vas. Dis wie God is, dis hoe God is. Dit het nog nooit verander nie en dit sal nooit verander nie. Dit staan vas vir alle tye. En Johannes, terwyl hy swaar kry, terwyl hy verban is, sê hy eintlik Jesus is die geloofwaardige getuie. Ek hou vas aan dit wat Jesus sê. En die tweede ding wat hy nou van Jesus sê, hy sê die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Vriende, as Johannes nie geglo het dat Jesus regtig uit die dood opgestaan het nie, het hy nie 65 jaar later geskryf nog die eerste wat uit die dood uit opgestaan het nie. Dis 65 jaar later. En terwyl hy op hierdie eiland sit, onthou hy daai oggend toe hy en Petrus na die graf toe gehardloop het, toe die vrouens daar aangehardloop gekom het en sê kom kyk, die graf is leeg. En dat hy en Petrus gehardloop het en daar staan hy het vinniger as Petrus gehardloop, hy was voor hom by die graf. En toe gaan Petrus eerste in en toe gaan Johannes in en hulle sien nie die doeke wat opgevou is. En terwyl hy op Patmos sit, besef hy daai lieflike oggend toe Jesus opgestaan het uit die dood, uit die leë graf gesien. Hy was daar toe Jesus verskyn het aan die disippels. Hy het daai gat in sy sy gesien, hy het die gat in sy hand gesien. Hy was daar daai oggend by Tagba, daar langs die meer van Galilea, toe hulle op die see uit was en Jesus verskyn het en toe hulle op die strand kom en Jesus vir hulle 'n stuk vis gebraai het voordat hy opvaar na die hemel. Hy het saam met Jesus van daai vis geëet voordat hy opvaar na die hemel. Intussen het daar baie water in die see geloop. 65 jaar se dinge het gebeur. Die wêreld om hom is stikkend. Maar as een ding wat vir Johannes vas staan en dit is Jesus het uit die dood opgestaan. Hy is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. In sy Johannesbrief, in die Johannesbriewe wat hy geskryf het, sê hy in 1 vers 1, van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons eie hande aan hom geraak. Hy is die woord, hy is die lewe. Vriende, dan sê hy, nadat hy gesê het, Jesus het opgestaan, sê hy nog 'n dingetjie van Jesus, en dis die dingetjie wat ek vandag vir julle wil saamgee. As hy sê, Jesus het opgestaan, dan sê die volgende vraag, maar waar is Jesus dan nou as hy opgestaan het? En dan sê hy die volgende ding, dan sê hy is die heerser oor die konings van die aarde. Na Jesus se tyd, nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het die wêreld baie verander. In Jesus se tyd was daar 'n vredevolle keiser gewees, keiser Augustus, wat eintlik 'n goeie keiser van daai tyd was. Maar van daardie af het die keisers net al hoe wreder geword. Keiser Augustus self is gif gegee en so is hy dood. Na hom kom keiser Tiberius. Ons lees van hom in Lukas, né? As keiser Tiberius kom, dan word hy aan die einde van sy tyd word hy vermoor. Na dit kom keiser Caligula, hy word vermoor. Na dit kom keiser Claudius, hy word deur sy vrou vergiftig. Na dit kom keiser Nero. Nero maak al die mense dood, dan pleeg hy selfmoord en sy vrou pleeg selfmoord en alles. Na dit kom daar 'n klomp wreder keisers. En dan kom maar seker die wreedste keiser wat aan daai tyd was, keiser Domitianus. Keiser Domitianus regeer in die tyd 81 tot 96. Dis dieselfde tyd wat Johannes op die eiland Patmos sit. Die wreedste keiser wat jy aan kan dink regeer op hierdie stadium. Die wêreld is stikkend. Die Christene word gemartel. Rome is afgebrand, Jerusalem is verwoes. Die Romeinse ryk het so groot geword en hulle het hierdie magtige ryk geword en hulle kan doen net wat hulle wil. Dit lyk asof die keiser alle mag op die aarde het. Lyk asof hy kan doen net wat hy wil en niemand kan die keiser stop nie. Nou kom Johannes en hy sê Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood is die heerser oor al die konings van die aarde. Hoor dit vandag, Jesus Christus wat opgestaan het is die heerser oor al die konings van die aarde. Hy is bokant keiser Nero. Hy is bokant keiser Domitianus. Hy is bokant al hierdie keisers van die Romeinse ryk. Hy is bokant al die konings van die wêreld. Johannes sit op Patmos. Hy self het eintlik nie hoop nie. Hy weet nie of hy gaan vrygelaat word nie. Sy eie wêreld is stikkend. Maar terwyl hy hier sit, is dit hierdie belydenis dat Jesus is die koning, die heerser oor alle heersers. Hier van Patmos af praat hy vir die Christene in die 7 gemeentes moed in en hy sê julle dit lyk asof die wêreld so buite beheer is. Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood, heers oor dit alles. Dis asof hy eintlik die mense van daai tyd vat en hy sê kom ons maak die gordyn net so bietjie oop en ons kyk net wat gebeur agter die gordyn.
As ons vir 'n oomblik net wegkyk van hierdie wêreld waar al hierdie goeders gebeur en ons kyk so 'n bietjie op en die gordyn gaan oop, dan sê hy Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader en hy regeer. En daarom is die boek Openbaring 'n boek wat vertel hoe dat Jesus die draak oorwin, hoe dat die dood oorwin word, hoe dat alles wat sleg is, die diere uit die see, die diere uit die aarde, alles word vernietig. En al wat oorbly is die mooi wêreld wat God geskep het en wat hy aan die einde van die tyd ook weer gaan skep. Vriende, dis 2000 jaar later. Ek dink ons sal vandag in 'n redelike sin kan sê die hel is weer los. Op die oomblik beleef ons een van die grootste oorloë van ons tyd, van ons generasie, wat ons nog beleef het. Op 28 Februarie het Israel en Amerika het hulle Iran aangeval. Aanvanklik is militêre instellings verwoes, militêre leiers is uitgehaal, later elektrisiteit, brûe, skole, allerhande goeders. Op die oomblik sit die hele wêreld in 'n knyptang. En ek dink die van julle wat op vakansie is, het swaar petrol ingegooi langs die pad. Dis duur op die oomblik. Die wêreld is, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Die prentjie wat vir ons geskets word is dat die pad vorentoe lyk nie so goed ekonomies nie. Dis tydjie amper asof die mense vir ons kom sê, maar daar's nuwe wêreldheersers wat op die voorgrond tree. Alles is duur, die derde wêreldoorlog. Almal praat van derde wêreldoorlog. Dit voel op die oomblik asof almal wil saam beklei. Ek onthou toe ek in die skool was, baie keer as dan nou ek weet nie of ons altyd praat van 'n fight op die speelgrond. Ek weet nie van julle skool ook fights was nie. Ek was in 'n rowwe skool, maar as daar 'n fight was, as twee ouetjies beklei het, net 'n rukkie dan beklei almal. En dit voel baie keer op in die wêreld of dit so is, asof almal wil nou beklei en almal wil inspring en iets doen. Die missiele word al hoe groter, al hoe vinniger. Die plofkoppe word al hoe groter op die missiele. Cluster munition word daarvan gepraat wat gebruik word, wat baie skade aanrig. Vriende, ons wêreld vandag is ook weer baie stikkend. Wat is die boodskap van Openbaring vir ons vandag? Wat is die boodskap van die opstanding vir ons vandag? Ek wil vandag ook sommer net soos Johannes, vir elkeen van julle wat in 'n moeilike tyd leef, met baie uitdagings, wat baie onseker is, wil ek vandag soos Johannes kom groet en sê, genade en vrede vir jou. Van hom wat was en wat is en wat vir altyd sal wees. Genade en vrede van die 7 geeste voor sy troon, die volheid van die Gees van God. Genade en vrede van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, die heerser oor Trump, die heerser oor die Withuis, die heerser oor president Putin, die heerser oor Netanyahu, die heerser oor Zelensky, die heerser groter as wat ons op hierdie oomblik kan dink. Kry in jou gedagtes 'n prentjie van iemand wat groter is as die EU en die Afrika-Unie en NATO en NAVO en alles. Dis wie Jesus is, die heerser oor die konings van die aarde. In die Ou Testament was daar 'n baie magtige koning, koning Nebukadneser. Hy het die magtige Babiloniese ryk van daai tyd het hy regeer. En Daniël gaan na hom toe en Daniël sê vir hom, jy was ontrou aan die Here. Die Here gaan jou koningskap beëindig. Jy sal soos 'n dier sal jy gras vreet. Jy gaan lees die boek Daniël, dan sien julle hoe dit gebeur. Na Nebukadneser kom maar nog 'n erger koning van die Babiloniërs, koning Belsasar. En Belsasar het gemaak net wat hy wil. Hy was so vol van homself en ons sien die wêreld vandag vol leiers, vol van hulle self. En Belsasar het so ver gegaan dat hy die goue ware uit die tempel gevat het en hy daar uit geëet en gedrink. En Daniël het na hom toe gekom, want terwyl hulle eendag saam is, toe skryf hy wat is en wat was en wat sal wees. Teen die muur van die paleis skryf hy dat jou dae is getel, jy's geweeg en te lig bevind, jou koninkryk sal verdeel word. En so kom Daniël met hierdie boodskap en sê vir koning Belsasar, die Here sê jou dae is getel, jy's te lig bevind, jou koninkryk sal verdeel word. Vriende, daarna kom die Persiese ryk, die Babiloniese ryk is verby. Die God wat ons aanbid is groter as die Babiloniese ryk. Die God wat ons aanbid is groter as die Persiese ryk. Hy was groter as die Griekse ryk, groter as die Romeinse ryk. Hy het 'n einde aan al hierdie ryke gebring. Die magtige Romeinse ryk het ook tot 'n val gekom.
In ons eie tyd, klomp jare gelede, ek het groot geword in die tyd van kommunistiese Rusland en ek onthou dat ons in die skole gebid het dat die eystergordyn moet weggaan. Ons het in ons lewe beleef hoe dat die eystergordyn sak. En daar's baie mense in die wêreld wat dit nog nie besef nie, maar die eystergordyn is weg. Maar ons het so lank gebid daarvoor. En die God wat ons aanbid is groter as die eystergordyn, is groter as enige ryk in die wêreld. Glo jy dat die God wat jy aanbid, dat die Jesus wat jy aanbid het, wat opgestaan het uit die dood, groter is as die konings van die aarde? Glo ons dit regtig? Vriende, want dit is die groot vraag vandag, is waar is die Jesus wat ek aanbid? Leef ons in 'n wêreld waar al hierdie goedes gebeur en die Jesus wat ons aanbid is nog salig in sy graf, hy is dood, hy kan eintlik maar nog niks doen nie. Of leef ons in 'n wêreld wat Johannes van skryf waar Jesus opgestaan het uit die dood en hy heers oor die heersers van die aarde. Hy het alle mag in die hemel en die aarde, bokant elke president, ook bokant die Suid-Afrikaanse presidente. Bokant almal heers hy. Het jou Jesus opgestaan? Is hy dalk nog in 'n graf? As jy na die toekoms kyk, is jy bang en morbied? Want wat gaan gebeur? Hy wat is en wat was, wat kom, hy wat opgestaan het uit die dood, sê vandag vir die gemeente in Onderrivier, genade en vrede vir jou. Hê genade, hê vrede. Die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons bid saam. Here, ons sal net vir U dankie sê dat U heers, dat U opgestaan het, dat U regeer. Here, ons buig voor U, ons aanbid U, ons loof en ons prys U, en ons vandag wil ons uitroep, U het opgestaan. En al voel dit nie elke dag so nie, Here. Al voel dit baie daar vir ons asof die wêreld is nou groot gemors. Al voel dit baie keer vir ons asof die dinge in ons lewe is net te veel en net te groot. Help ons om te onthou van Johannes op Patmos, van iemand wat in 'n stikkende wêreld gebly het, wat self nie weer vir U gesien het na die opstanding nie, en wat sê dat hy leef. Ek het hom gesien in 'n gesig. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het. Hy is die heerser oor die konings van die aarde. Ons buig voor U in Jesus se naam. Amen. Ons bly sit terwyl ons 'n verskriklike mooi lied luister en drink hierdie lied in, drink hierdie woorde in. Ons sê hom lekker hard sit, Jaco. The stone was sealed, the guard was set in place. The cold of earth concealed the Savior's face. Within the hollow of the silent stone, the King of glory stood, but not alone. For in the shadows where the darkness lies, the light of light began to slowly rise. The adversary trembled in his lair to find a sudden holy presence there. O grave, where is thy sting? O death, where is thy victory? The chains are broken by the King of Kings, and every captive soul begins to sing. He walked the halls where silence used to reign, to break the heavy iron of the chain. He reached into the darkness of the deep to wake the weary from their ancient sleep. Give up the key
days the word of power spoke, as every bond of sin and shadow broke. The Prince of Life has entered into hell to ring the final dark and hollow knell. O grave, where is thy sting? O death, where is thy victory? The chains are broken by the King of Kings, and every captive soul begins to sing. The morning star is breaking through the gloom, a hollow echo in the empty tomb. The linen clothes are folded on the floor, for death can hold the Son of Man no more. He holds the keys of life and breath, the sovereign victor over grief and death. No longer bound by earth or winter's frost, for not a single seeking soul is lost. And now the stone is rolled away from sight. He steps into the glory of the light. The gates of brass are shattered in his wake. The foundations of the darkness start to shake. He is the firstborn from the silent dust, the refuge of the humble and the just. The keys are his, the victory is won. The reign of eternal life has now begun. O grave, where is thy sting? O death, where is thy victory? The chains are broken by the King of Kings, and every captive soul begins to sing. I have the keys on. Is dit nie ongelooflik mooi nie, is verskriklik mooi. Ons gaan aansluit daarbey en ons gaan die oorwinningslied sing, al 4 verse, die 4 verse wat Piet Smit onlangs geskryf het daarbey, wat vorentoe kyk. Ons gaan staan en ons gaan hierdie 4 verse gaan ons vrolik uitbundig sing, uitsien na die hemel terwyl ons dit sing, uitsien na God se koninkryk hier op aarde. Kom ons staan. Oh,
Vriende, ons sal vir julle baie dankie sê vir almal wat volgens saam kom fees vier het oor Jesus wat opgestaan het. Groot uitdaging vir ons almal, vir my, vir jou, is om dit te leef elke dag. Wanneer ons die nuus kyk vanaand, om dit nog steeds te glo en dit vas te hou en dit te bely, al kan ons dit nog nie sien nie. Mag die Here regtig vir ons help daarmee. Ek lees vir julle 'n seënbede van Sint Patrick en nadat ek dit gelees het, dan gaan ons mekaar die seën van die Here toebid as ons sommer net mekaar se hande vat as jy wil of jou hand op iemand se skouer sit en die seënbede sing. Maar ek lees vir julle die seënbede van Sint Patrick. Mag Christus wat met deurboorde voete wandel, saam met jou op die pad van die lewe loop. Mag Christus wat met deurboorde hande dien, jou hande uitstrek om ander te dien. Mag Christus wat met 'n deurboorde hart liefhet, jou hart oopmaak om werklik lief te hê. Mag jy die gelaat van Christus sien in elke mens wat jy ontmoet. En mag elkeen wat jou ontmoet, ietsie van Christus in jou sien. Vriende, mag dit so wees. Kom ons seën mekaar.